Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Here onse Vader, ons dankie dat ons in die naam van ons Verlosser Jesus Christus vir U ons Vader kan sê. Dankie dat ons U mag ken as die lewende Here, as die een wat by ons is, elke dag, elke tree, elke oomblik. Dankie vir die wonder dat ons ook nou kon sing dat ons U gemeente is. Dat ons die mense is wat U by mekaar geroep het. Here, help ons om nie weer te verstaan wie ons is en wat U vir ons gegee het uit hierdie skrifgedeelte. Maar help ons ook om op grond daarvan te breek, op te hou met wat verkeerd is en tot eer van U naam te lewe. U weet dat ons U baie nodig het. Ons bid veral vanmôre ook vir ons land, met al die krisisse wat ons beleef, met al die haat en nait en geweld. Ons bid vir ons kinders, kleinkinders, ons bid vir ons gesinne, ons bid in die besonder ook vanmôre vir alle mamas en moeders. Help vir ons as gesinne, as families, om aan U vas te hou, op U pad te loop, vir U te dien met ons hele lewe. Dankie dat ons ook vir hulle kan bid wat siek is en wat vir U nodig het. Hulle vir wie die lewenspad lank en swaar geword het. As ons dink aan verswakte bejaardes in aftreeoorde, mense in hospitale, wil U in U genade op hierdie oggend by hulle wees. En as ons nou hier lees, hierdie wonderlike gedeelte uit U woord, help ons om dit te hoor en dit in ons lewe te gaan toepas. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Efesiërs 1 by vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy aan sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. En dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ongelooflike skrifgedeelte. En ek wil so 'n paar van die hoogtepunte uit hierdie skrifgedeelte net graag vanmôre met u deel.
Ek sou graag met u 'n toets wou doen, wat ek ook baie keer met jong mense gedoen het in die kategese. Ek gaan 'n woord sê, en dan probeer jy dit wat jy onmiddellik dink vasvat. Is dit reg? Ek sal nie vra jy moet vir my sê wat jy gedink het nie. Maar die woord is eintlik 'n bekende woord, dis die woordjie kerk. Waar dink 'n mens heel eers as jy die woordjie kerk hoor? Ek het een keer by 'n destyds was dit mos nog die BKJA, die ouer mense sal onthou, die beleidende kerk jeugaksie. Het ek ook vir die jong mense daar gevra, vat die eerste ding wat jy dink, en dan sê jy vir my. En toe het een van die kardinalies vir my gesê, die woordjie wat ek dadelik aan gedink het, was die woordjie slaap. Nou, ek hoop regtig nie, het ook aan slaap gedink het. Wat is die kerk? Wie is die kerk? Baie keer dink mense oor die kerk so ietsie soos 'n vereniging. Daar's 'n ledetal. By die kantoor word die lede van die vereniging opgeskryf. En daar is ook 'n bietjie ledegeld. Die is nou gelukkig daarom vrywillig. En dan is daar 'n bestuur, die kerkraad. Dis nie die kerk nie. Dis heeltemal 'n skewe beeld van die kerk. Die kerk is nie 'n vereniging waarby jy kan aansluit. Jy kan nie. Ja, by 'n kerkgenootskap dalk. Maar hoe kom jy by die kerk? By die gemeente? Want kerk is nie die gebou nie. Kerk is mense. Ons moet met groot huiwering oor die kerk praat. Want wie is die kerk uiteindelik? As gaan nou na al hierdie wonderlike goed kyk wat hier in die geskrifgedeelte staan. Die kerk is Christus se liggaam. Die kerk is Christus se mense. So daarom het ons wat op 'n preekstoel kom staan en met die gemeente praat, en wanneer jy met iemand anders praat oor die kerk, 'n ongelooflike verantwoordelikheid. Want jy praat nie sommer net oor nog 'n vereniging nie. Jy praat oor Christus se kerk. Daarom as ek iets sê oor Vyfhoek, en daar's iets verkeerd, dan kan ek dit sê. Natuurlik. Maar ek sê dit in afhanklikheid en in die gesindheid van, dis die mense van Jesus. Wat ek uit hierdie skrifgedeelte vanoggend graag wil doen, is om vir u opnuut te laat verstaan wie ons regtig is. En soos net by hoofstuk 4, as ons weet wie ons regtig is, en wat aan ons oorgedra is, en wat vir ons gegee is, nou dan het jou lewe verander. Onthou ek het een keer 'n rukkie terug gesê, dat 'n teoloog het geskryf, dat die kerkraad moet eintlik daar by die deure 'n bordjie opsit, en sê, hier gaan jy in op eie risiko. Wat het die persoon daarmee bedoel? Jy kan dalk iets hoor wat jy moet los. Of jy kan dalk 'n ontmoeting met God hê wat jou hele lewe verander. Daarom moet ons nou hoor wat die Here vir ons sê en wat hy vir ons gee, en dit moet iets aan ons doen. Ons kan nie na Efesiërs 1 luister en dan in ons skouers optrek en huis toe gaan en 'n koppie tee skink nie. In die Herald het ek hierdie week gelees van 'n dame wat in die 90 is, en toe het haar kleindogter, as ek reg onthou, so goed geskryf wat sy van 'n ouma geleer het, en eendag was in moeilike omstandighede, glo, en gaan drink tee. Dit het my geweldig getref. Dit wat vanmôre hier gebeur, moet jy asseblief vir jouself neem, en kom drink saam tee na die tyd, as veranderde mense. Weet jy wat gebeur in hierdie skrifgedeelte? Ek lees vir die vers 3 dan, waar dit begin, die perikroop. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. En dit eindig, die laaste sinnetjie in vers 14,
Daarom moet ons sy grootheid prys. En dit kom weer voor in vers 6 en in vers 12. Dit gaan in die evangelie, ja, om mense, natuurlik. Dit gaan om mense wat verlos is. Maar dit gaan in die heel eerste plek om God en God se eer. Die erediens moet in die eerste plek nie vra, wat is lekker vir mense, wat is goed vir mense nie. Die eerste vraag wat gevra moet word is, word God se lof hier besing? Jou hele lewe moet omraam word. Jou hele lewe moet afspeel binne die omraming van die eer van God. En om dit dan prakties te maak, word God geëer in jou huwelikslewe? Word God geëer in die wyse waarop jy met jou vrou omgaan? Of met jou man? Word God geëer in jou gesinslewe, jou verhouding met jou ouers? Of jou verhouding met jou kinders? Word God geëer in ons hele land? In alles wat ons aanpak en waarin ons dink en wat ons beplan? Hy is immers die koning oor die hele aarde, Psalm 24. En daarom, aan die einde van die erediens word die seën uitgespreek. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees. Wat gebeur? Gaan met julle. Dis nie mag dit met julle wees nie. Dit gaan met julle. Om wat te doen? Om hierdie erediens van vanoggend in die week te gaan voortsit. Daarom is dit wonderlik dat ons kerk toe kom op 'n Sondagoggend, die eerste dag van die week. Ek het vanoggend weer 'n almanak gesien wat begin met Maandag en eindig op Sondag. Dit begin by Sondag. Dit was so voor die Christendom. Begin met Sondag. Jesus het opgestaan. Jesus is die Here. Ek het hom hier in die gebou kom sien, kom ontmoet. En nou gaan ek die week tegemoet met sy liefde en sy genade. En ek gaan lewe anders. Want in hierdie skrifgedeelte sê ons is geseënde mense. In vers 3 staan dit, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hy het ons in Christus geseën met strome van lewende water. Hy het in Christus vir ons die volkome verlossing bewerk. Hy het ons in Christus alles gegee wat ons nodig het, vir tyd en ewigheid. Ons hoef niks te doen, om ons verlossing te probeer verdien nie. Dis volkome in Christus gedoen, en dis in my hande geplaas. Calvin, die kerkhervorming het gesê, geloof is om leë hande na God toe uit te steek. Eintlik is my hande nie leeg nie. Dit is vol sonde. Maar ek kan hierdie leë hande, wat leeg is aan heiligheid, en leeg is aan toewyding, en leeg is aan oorgawe aan God, kan ek na hom toe uitsteek. En hy vul dit met sy Gees in Jesus Christus. Ons is geseënd. Ons is ook uitverkies, so staan dit hier. Uitverkies, voorbestem is die ander woord wat gebruik word. En ons hoef nou nie oor die uitverkiesing met mekaar 'n hele redenasie aan te gaan nie. Die groot betekenis daarvan is, hoe het dit gekom dat jy 'n kind van God is? Waar het dit begin? Dit het by God begin, in die ewigheid. Daarom het hy ergens in 'n kerk, in die land, ek self in 'n dorpie met die naam van Olifantshoek, julle het al daar deurgery met groot spoed, en hom dalk nie eens raak gesien nie. Maar op 'n môre het my pa, my ma met my daar gestaan, en die dominee het 'n bietjie water op my kop gegooi, en God het gesê, ek het jou gekies as myne. Jy's myne. Dink 'n bietjie, waar is jy gedoop? Daai plek het God gesê,
Ek het besluit, jy behoort aan my. Om sy kinders te wees. So staan dit in vers 5. In sy liefde het hy volgens sy genadige beskikking ons ook toe al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Ons behoort aan hom. Ons is sy familie. Hy is ons Vader. Die katekismes vra die bekende woorde aan die eerste Sondag, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En dan antwoord hy, dat ek in Jesus Christus behoort. Sy kinders. En daarom ook sy volk, vers 11 en vers 13. Sy volk wat hy uitgeroep het en by mekaar gesit het. Ons is beseël as sy eiendom. Vers 13 is baie besondere vers. Daar staan in vers 13, deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. As die eiendom van God beseël. Die gemeente, die kerk, die kinders van die Here, is nie maar net 'n klompie toevallige mense. Dis wat ek net gesê het. Klompie toevallige mense, wat op 'n manier by mekaar gekom het, hier in Vyfhoek. God het ons geroep, en ons sy eiendom en sy volk gemaak. Vers 14, wonderlike vers, die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang, wat God beloof het. Die waarborg, die Griekse woordjie beteken iets soos wat ons sê, 'n deposito. Jy gaan koop die motor, en jy betaal 'n deposito, en jy teken 'n dokument, waarin jy sê, ek sal die res ook betaal. Selfs met 'n lening, met 'n huisverband. Wat het God gedoen? Hy het sy Heilige Gees gestuur, in my hart gestuur, as 'n waarborg, van sy ooreenkoms met my en met jou. God wat sê, jy is myne, jy het my Gees ontvang, en ek waarborg vir jou, dat ek vir jou die res sal gee, alles verder sal gee, jou hele lewe verder op aarde saamloop, en ek gee jou die ewige lewe. 'n waarborg van die hemel. Jy hoef nie te wonder of jy eendag hemel toe sal gaan nie. God het die waarborg gegee, en hy trek dit nie terug nie. Nooit, ooit. Ek hoef nie daaroor te twyfel. My sekerheid, dat ek aan God behoort, lê by hom wat dit begin het, en hom wat dit voltooi in die ewigheid. Wat maak ons met dit alles? Kom ons glo dit. Kom ons vat dit vir onsself. Kom ons gaan leef daaruit. Ek is die Here se. Wat 'n wonder om dit te kan sê. Kom ons sluit af met Efesiërs 5 vers 1 en 2. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik was. Let op die volgorde. Daar staan gelukkig nie, julle moet sy voorbeeld volg, sodat julle kinders van God kan wees. In die klein Afrikaanse woordjie, omdat, teenoor sodat, lê die ewigheid oopgesluit. As daar gestaan het, sodat, was ons verlore. Want dan moes ons verlossing verdien het. Dan moes ons alles reg gedoen het, volgens sy voorbeeld, sodat ons sy kinders kan wees. Maar daar staan, omdat. Hy het ons sy kinders gemaak. En nou vra hy van my, gaan lewe, volgens sy voorbeeld. En wat is hierdie voorbeeld? Lewe in liefde. Liefde wat beteken? Nie 'n emosie nie. Liefde wat beteken
om te help en te dien en te volg. Om ander mense by te staan. Om ter wille van ander mense ook te lewe. Ja, om 'n offer van my hele lewe vir God te gee. Wat ook al jou omstandighede vanoggend, wat ook al miskien op jou gemoed druk, wat 'n twyfel daar dalk kan wees, stap hieruit. Ek wil nie sê breë bors nie, glad nie hoogmoedig nie, maar stap hieruit met die wonderlike sekerheid. Ek behoort aan God. Amen. Here Jesus, U weet dat ons so maklik twyfel. Dankie vir dit wat U vir ons gee, wat ons uit U hand ontvang. Dankie vir dit wat ons is, kinders van God. Help ons om te breek, op te hou met wat verkeerd is. Om met ons voorbeeld ook hierdie week vir U te dien. Ons prys U wonderlike naam. Amen.